Kom ons lees vanmôre saam uit die woord van die Here en wel uit Johannes hoofstuk 8, die evangelie van Johannes hoofstuk 8 en daarvan vers 30 af. Goed, dit klink of almal die plek gekry het in die Bybel, Johannes 8. Ons lees van vers 30 af saam. Dominee Woodford, ek gaan vir jou vra om vanoggend vir ons 'n kanselgebed te doen, so iemand sal vir jou mikrofoon bring. Baie dankie, hoor. Johannes 8 vers 30. Terwyl hy hierdie dinge spreek, het baie in hom geglo en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle antwoord hom: Ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê u dan julle sal vry word? Jesus antwoord hulle: Voorwaar, ek sê vir julle, elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van die sonde is. En die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Ons lees net tot daar saam uit die Here se woord. Dominee Woodford, asseblief vir ons net bid. Die manne kan staan asseblief. Hemelse Vader, dis vir ons 'n wonderlike voorreg om in hierdie oggend as die kinders bymekaar te kan wees. En ons wil die eer as die heilige God, die skepper van die heelal, die een uit wie en deur wie en tot wie alle dinge is. Here, dankie vir die voorreg om op hierdie dag nie net die opstanding van ons Here Jesus soos elke week te kan herdenk en daardeur te onthou dat U die dood en die Satan oorwin het en vir ons die ewige lewe bied deur U lewe nie, maar ook hierdie besondere geleentheid soos wat daar gepraat is, Here, dat U soveel jare terug op hierdie dag ook wat ons herdenk, beweging ontketen het, waar daar teruggekeer is na U woord, terug na die evangelie, weg van 'n werke geregtigheid, waardeur mense staat gemaak het op ander dinge buiten die kruisdood van ons Here Jesus om ons te red, en ons eer U daarvoor. Here, baie dankie vir die voorreg om te kan bid vir hierdie gemeente. Ons het vanoggend saam geluister na die afkondigings, mense by wie daar behoefte is wat hulle liggaam aanbetref, sommige wat siekte deurgaan, in wie ons bid, Here, dat U asseblief hulle sal deurdra en in U genade asseblief sal aanraak. Ander wat onder operasies ondergaan het, wat besig is om aan te sterk, ons bid asseblief, Here, dat U met hulle en hulle geliefdes ook sal wees. Baie dankie dat ons kan bid vir die kinders vandag ook met die kinderbediening eksamen, dat dit regtig 'n vasmaak van in hulle hart sal wees van die waarhede wat hulle deur die jaar geleer het, dat dit vir hulle meer as kopkennis sal wees, dat dit in hulle harte sal vaslaan, dat hulle U woord in hulle hart sal bære, dat hulle ook teen U nie sal sondig nie asseblief. Here, nou het ons 'n verwagting in ons hart om te luister na U woord, en ons het geluister toe ons saam gelees het daaruit, en die verkondiging daarvan bid ons, Here, dat dit op vrugbare grond sal val, dat dit in ons harte sal ontkiem en vrug dra ook tot eer van U wonderlike naam. Baie dankie dat ons dit kan bid in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek wil graag vanmôre, as ons nou voortgaan met ons reeks oor heiligmaking in die oggende, wil ek graag vanmôre met u praat oor die tema reformatie van die hart. Ek gaan net nou die tema weer aankondig, ons gaan net so 'n bietjie agtergrond gee. Nou ja, in die min of meer die jaar 1505 was daar 'n jong man wat in 'n donderstorm, 'n elektriese storm vasgevang geword het in die buitelug. Hy was nie onder dak nie. En vrees het hom beet gepak. Hy was bang dat die weerlig hom
gaan raakslaan en dat hy aan die einde van sy lewe gaan kom. En hy het 'n belofte gemaak en vir die Here gesê dat as die Here hom lewendig hierdeur vat, dan sal hy 'n monnik word, 'n Rooms-Katolieke monnik. En so het Martin Luther dan ook uiteindelik 'n Romeinse monnik geword. Hy het gestudeer en klaargemaak met sy studies en hy het in 'n klooster gaan woon en die taak, die werk van 'n monnik gaan doen. En vir meer as 10 jaar leef hy as monnik, veronderstel om 'n geestelike werker te wees, wat ander mense kan help, leef hy onder 'n geweldige skuld as gevolg van sy sonde, en ook vrees, hy kry dit nie afgeskit nie. Alles wat hy probeer het, hoe meer hy probeer goeie werke doen het, hoe meer hy watter dinge ook al probeer doen het, die skuld en die vrees as gevolg van sy sonde het net opgestapel op sy skouers. En hoewel hy boetedoening gedoen het en hoewel hy vir die Here goeie werke probeer doen het en al hierdie dinge het niks gehelp nie. Iewers tussen 1513 en 1516 is hy aangestel by die Universiteit van Wittenberg in Duitsland as 'n professor in teologie. So hy het hom opgewerk in 'n baie kort tydjie en het hy professor in teologie geword aan die Universiteit van Wittenberg. En terwyl hy eendag besig was om die brief van Paulus aan die Romeine te bestudeer, het hy onder die geweldige sterk indruk gekom dat dit nie deur boetedoening is nie, dat dit nie deur goeie werke is nie, dat dit nie deur die kerk is nie, maar dat jy uit genade deur geloof gered kan word. Daardie dag is hy weergebore, het hy die Here Jesus as sy persoonlike verlosser en saligmaker gevind, en het die Here sy hart verander, het die Here sy hart nuut gemaak, en eintlik het sy groot stryd met die kerk se dwaalleringe op daardie dag begin. Hy het dadelik besef dat die kerk leer totaal verkeerde dinge. Hulle neem die mense op 'n dwaalspoor. En op 31 Oktober 1517 het hy op 'n punt gekom in sy lewe waar hy nie 'n oomblik langer met die dwaalleringe van die paus kon saamlewe nie. Dit was vir hom net eenvoudig onmoontlik. Die Rooms-Katolieke Kerk het onder andere geleer dat Maria en Jesus en die heiliges, dis nou die wat hulle tot heiliges verklaar, hulle het sonder sonde op aarde gelewe. Nooit sonde gedoen nie. Nou ons weet die Here Jesus was sondeloos. Maria was verseker nie sondeloos nie. En wie hulle ook al tot heiliges verklaar het, die pouse en die priesters en wie dit ook al mag wees, was ook verseker sondaars. Maar hulle het geleer dat hierdie groepie was sondeloos volmaak, hulle het nooit gesondig nie, en as hulle sou sterf, is hulle reguit hemel toe. Die res van die mense, wat nou nie Jesus of Maria of 'n heilige was nie, het sonde gedoen. En dit sou gebeur dat hulle ook goeie werke doen terwyl hulle op aarde is, en sonde, en as hulle aan die einde van hulle lewe sou kom, dan sou die goeie werke wat hulle gedoen het, en die sonde wat hulle gedoen het op 'n weegskaal geplaas word, en dan sal daar nou gekyk word, watter een weeg die swaarste? Is dit nou jou goeie werke, of is dit nou die sonde wat jy gedoen het? En as die sonde wat jy gedoen het swaarder weeg, as die goeie werke wat jy gedoen het, dan gaan jy vir 'n tyd lank in die vage vuur. Dan word jy gepynig, en jy vertoef in die vage vuur, totdat jy nou genoeg straf verduur het, om dit uit te kanselleer, dat jou goeie werke dan nou weer reg is, en jou sondes het jy nou voor betaal, en dan kom jy uit die vage vuur uit. So, dit was onder andere hierdie lering wat
vir Martin Luther dwars in die bors gesteek het nadat hy tot bekering gekom het. En dan was daar Paus Leo in daardie tyd. Hy het toe begin om aflaatbriewe te verkoop in elke dorp en stad. So as jy nou baie sonde gedoen het en die gesandte van die paus kom by jou dorp, die eintlike rede waarom hy dit verkoop het is om daai plek te bou. Dis die Sint Petrus Basilika in Rome. So hulle moes geld kry om daai plek, daai hele plek is deur aflaat geld. Geld wat mense betaal het om hulle sondes vry te koop. Waar's die kruis? Waar's die evangelie? So die Sint Petrus Basilika is daardeur gebou. En die paus het dan 'n gesant gehad met die naam van Johannes Tetzel en hy het dan van dorp tot dorp gery. Dan maak hy op die markplein 'n geweldige groot vuur. Dan nooi hulle al die inwoners van die dorp, dan sê hulle, sien julle hierdie vuur? Dis niks in vergelyking met die vage vuur waar jy vir jou sondes gaan betaal vir 'n tyd lank totdat dit nou uitgekanselleer het nie. So julle kan bietjie nader staan aan die vuur, dan kom voel julle bietjie hoe warm is dit. En dis 'n geweldige groot vuur en dan raak almal natuurlik vreesbevange, né? Almal is nou bang want dis 'n verskriklike vuur wat daar op die markplein is. En dan sou mense geld gekry het en dan het hulle aflaatbriewe gekoop en dan kanselleer daai aflaatbriewe wat jy nou betaal het vir jou sondes, dan kanselleer dit nou jou sondes uit en nou hoef jy nie vage vuur toe te gaan nie. So kan jy sien hoe verskriklike slegte tyd was dit. En as jy dan teen die kerk in opstand gekom het, en teen hierdie leringe in opstand gekom het, is jy se muur op 'n brandstapel verbrand. Duisende mense het in hierdie tyd hulle lewens op brandstapels verloor. En daar het 'n punt gekom dat Martin Luther na hierdie kerk in Wittenberg toe gegaan het en gesê het, hier staan ek kan nie anders nie, en het hy 95 stellings teen die kerk se deur in Wittenberg gaan vasspyker. Onder andere waar hy hom uitgespreek het teen die aflaatbriewe wat hom dan dwars in die kop gesteek het. Kan ek vir u so enkele van die punte van die 95 stellings net noem? Onder andere sê Martin Luther in hierdie 95 stellings, toe Jesus gesê het, bekeer julle, het hy bedoel ons moet 'n lewe van bekering leef. Tweedens, slegs God kan 'n mens se siel red, nie 'n priester nie. Die paus moet volgens die kanon van die skrif optree, nie wat hy dink nie. Die beginsels van die skrif geld slegs vir mense wat leef, nie vir afgestorwenes nie. Die kerk, deur sy aflaatstelsel, samel 'n oes van onkruid in. 'n Christen moet met sy geld dit koop wat hy nodig het vir hierdie lewe en nie sy geld mors op aflaatbriewe nie. Christene moet geleer word dat hulle nie aflaatbriewe nodig het nie, maar die bloed van Jesus. So nodeloos om te sê dat die paus woedend was vir Martin Luther en hy het hom aangekla en hom sommer skuldig bevind en toe 'n banvloek oor hom uitgevaardig wat Martin Luther toe hy dit ontvang in die openbaar gaan verbrand het. Toe sê hy, dis wat ek dink van hierdie banvloek. So hy was bereid om op 'n brandstapel met sy lewe te betaal. Hy's aangekla, hy's voelvry verklaar en uiteindelik het prins Frederik III sy lewe gered. Hy het hom ontvoer en hy het hom daar by die kasteel in Wartburg in Eisenach weggesteek. Daar het Luther ongelooflike werk gedoen. Hy het die eerste Duitse vertaling van 'n Bybel daar terwyl hy gevangene was, terwyl prins Frederik III hom weggesteek het,
in die kasteel in Wartburg. Daar het hy die eerste Duitse vertaling, wat 'n verstaanbare vertaling vir die Duitse volk sou wees, het hy die lig laat sien. En hy het ook baie boeke geskryf. En ek dink dat as 'n mens terugkyk na Martin Luther en 31 Oktober 1517, is nou Vrydag 108 jaar gelede, 508 jaar gelede, dan kan ons vandag dankie sê dat daar 'n man soos hy was en ander manne soos hy wat die moed gehad het om op te staan teen die verskriklike dwaalleringe van die Rooms-Katolieke Kerk daardie tyd. En wat was hulle kernbeginsel? Terug na die woord van God. Ook een van die 5 solas van die reformatie. Sola scriptura, die woord van God alleen. Nou ja, terwyl ons dan nou besig is met 'n reeksie boodskappe oor heiligmaking, ons het gesê ons oorhoofse tema vir die volgende paar weke is 'n lewe van heiligmaking, het ons 2 weke teruggekyk na die tema die noodsaaklikheid van heiligmaking, wil ek graag vanmôre saam met u kyk na 'n tema. Ons kan amper sê heiligmaking as 'n reformatie van die hart. Nee, die hart moet reformeer, die hart moet nuut gemaak word. En ons gaan kyk na 3 gedagtes vanmôre. In die eerste gedagte wat baie mooi aansluiting vind by die reformatie en wat ons ook in ons geleesde gedeelte raak gelees het, is as ons heiligmaking wil najaag, as heiligmaking vir ons belangrik is, dan moet ons bly in die woord, want dit is die bron van ons heiligmaking. Die woord van God is die bron van ons heiligmaking. Martin Luther het ontdek dat die woord van God nie slegs 'n leerstuk is nie, maar dat dit lewe is. In die bladsye van Romeine het God hom ontmoet en het die Here Jesus sy lewe in Martin Luther se lewe kom uitstort. En dit het gemaak dat hy bevry was van die skuld en van die vrees wat hom so afgedruk het. En net so is heiligmaking ook nie 'n poging van u en my kant om te probeer beter lewe nie. Ek is amper in die versoeking om te vra, is hier iemand in ons midde wat op 'n stadium toe u dalk nog nie kennis oor heiligmaking gehad het nie, besluite geneem het, vandag gaan ek 'n nuwe blaadjie omslaan. Vandag gaan ek harder probeer. Vandag is die dag wat ek regtig vir die Here wil uitstaan. Net om vanaand op jou knieë langs jou bed bitter teleurgesteld vir die Here te sê, ag Here, ek het u alweer bitterlik gefaal. Al het ek vanmôre die beste voornemens gehad. Heiligmaking is nie 'n poging om beter te leef nie, maar om in die woord van God geanker te wees. Dis 'n groot verskil. Sodat die Heilige Gees vanuit die woord waarin ek geanker is, my karakter kan vorm. Eers in my hart en dan vloei dit uit in my lewe. Dis heiligmaking. Dis wanneer 'n mens, en nou moet jy baie mooi hoor, ek gaan 'n woord gebruik, nie suksesvol is in heiligmaking nie, maar vrug dra in heiligmaking. Ons sal by ons laaste punt so 'n bietjie meer oor vrug praat. Want ons leef dan vanuit die woord, deur die krag van die Heilige Gees. So belangrik, heiligmaking begin wanneer die woord van God in ons harte tuiskom. Wanneer dit 'n vasdraplekkie kry in ons harte en in ons lewens, dan begin heiligmaking. En u kan maar kyk, en u kan toets of ek nou die waarheid praat. As die kerk van Jesus Christus
'n fase ingaan waar die kerk wegbeweeg van die Bybel af, dan is die natuurlike uitvloeisel dat heiligmaking saam met die woord by die agterdeur uitbeweeg. Kyk maar. As die kerk van die woord af wegbeweeg, dan beweeg die kerk weg van heiligmaking af. Dan werk heiligmaking nie meer in lidmate en kinders van die Here se lewens uit nie. Nou as 'n mens kyk na Johannes 8, jy kyk na die eerste 11 verse, dan sal jy sien die opskrifie daar van die vertalers is die owerspelige vrou wat oorspel gepleeg het. En die fariseërs het met Jesus baie stryd gehad in hulle eie harte, dis nie hy wat die stryd veroorsaak het nie. Soms as 'n mens stryd het, dan is dit nie noodwendig jy wat die stryd veroorsaak nie. Daar is dalk iemand anders wat die stryd veroorsaak. En in die Here Jesus se geval was dit so. Hulle het stryd in hulle eie harte gehad. En toe bring hulle 'n vrou na Jesus toe wat oorspel gepleeg het, wat haar man verkil het. En hulle kom sit daar voor hom neer en hulle wil vir hom 'n stryk stel en hulle haal die Ou Testament aan en hulle sê Moses het ons bevel gegee dat sulke vroue gestenig moet word. Wat sê u? Kan u die moeilike situasie sien wat hulle eintlik hier vir die Here Jesus kom skep? Want as hy sê nee man, Moses het nonsens gepraat, dan stenig hulle hom. Want dit is godslasterlik vir enige Jood om te sê Moses het nonsens gepraat. En weet jy wat, Moses het nie nonsens gepraat nie, maar dank die Here vir sy wysheid. Hy kom vang hulle in hulle eie stryk wat hulle vir hom kom stel het. Hy buig af en hy begin skryf in die grond. Hy antwoord hulle nie 'n woord nie. Hy skryf in die grond. En nou wonder ek wie van u is ook so nuuskierig soos ek wat graag sou wou weet presies wat het Jesus daar geskryf. Ons weet nie, ons kan nie met sekerheid sê nie. Baie van die kerkvaders, onder andere Hieronymus, het sê dat Jesus het daar hulle sondes in die grond kom neerpen. Hy het hulle sondes neergeskryf. En dit is waarom ons lees dat hulle een vir een weggegaan het. Ek kan maar gaan lees, as jy vanmiddag bietjie Johannes 8 wil deurwerk, hulle het een vir een weggegaan. Hulle, wat hy ook al daar in die grond geskryf het, het hulle harte aangespreek. En hulle kon dit nie staan nie, en hulle het een vir een omgedraai en van hom af weggegaan. Hoekom? Want hulle gewetens moes hulle bestraf het. Hulle moes weet, hulle het nou die kat aan die stert hier beet. Maar hulle hou eers aan, voordat Jesus 'n tweede keer in die grond skryf, hou hulle eers aan, hulle sê, wat sê u? Kom, gee vir ons die antwoord. En Jesus antwoord hulle uiteindelik. Hy sê nie vir hulle, nee, julle mag haar nie stenig nie, en Moses het nie gesê dat julle haar moet stenig, en wat nie. Hy antwoord hulle nadat hy in die grond geskryf het, sê hy hierdie woorde, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip optel. Kom ons kyk. Wie gaan dit wees? En een vir een draai hulle om en gaan van hom af weg. En as jy vers 12 tot 29 lees, dan sal jy sien dat hulle as leiers was vasgevang in geestelike duisternis. Ja, hulle het wel die lig van die wet gehad, maar hulle het hulle eie interpretasie van die wet gehad, wat nie goed was nie. Die lig van hulle gewetens was verwronge, en wat hulle gekort het, was die lig van die lewe wat hulle verwerp het. En daarom lees ons in vers 30 en 31, terwyl hy hierdie dinge spreek, het baie in hom geglo. So Jesus is hier besig en in hierdie omstandighede en in hierdie gebeurtenis met die fariseërs en die sondige vrou,
kom baie mense tot geloof. En dan sê Jesus hierdie uiters belangrike woorde: as julle in my woord bly, dan is julle waarlik my disippels. So ek het nie hierdie punt uit my duim gesuig nie. Heiligmaking kan nie anders as vanuit die woord, deur die kragtige werking van God se Gees in ons harte, 'n werklikheid vir ons word nie. Iemand wat waarlik 'n disipel van Jesus is iemand wat in die woord bly. Daai woordjie bly in die Grieks beteken to abide, om te vertoef, om tuis te wees, né? Die Griekse woord meno. Ek het altyd vir die studente het ek so 'n illustrasietjie gebruik en sê ek onthou net as jy dink aan die Engelse woord menu en dis 'n lekker menu, dan wil jy hier bly. Jy wil nie hier weggaan nie. As die menu goed is, dan wil jy net hier bly. So die Griekse woord meno beteken to abide, om te bly, om hier, wil nie hier weggaan nie. Selfe woord as Johannes 15, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly. He who abides in me, né? En as ons in die woord bly, dan kry ons kennis en ons wysheid en ons lewenskrag en alles wat ons nodig het vanuit die woord deur die werking van die Heilige Gees. Ons kan nooit die twee van mekaar skei nie. Die woord en die Gees werk altyd saam. Waar die woord verkondig word, daar werk die Gees. Waar iemand in die woord van God geanker is en in die woord bly, daar werk die Gees en doen hy in besonder die werk van heiligmaking diep in 'n mens se hart wat dan uitwerk in jou lewe. So kosbaar. Gedurende die middeleeue het ons dan nou gesien, die kerk het nie in die woord gebly nie. Hulle het snaakse dinge begin glo, vage vuur, aflaatbriewe, goeie werke wat jou red. Heeltemal die spoor buister gewees. Hulle was in geestelike duisternis. Nou wil ek hê u moet mooi kyk, ek het hier vir u iets geskrywe. Wat is die lese van die reformatie? Ecclesia reformata semper reformanda. Nou Ecclesia is die kerk, die uitgeroepenis van die Here. Reformata wat beteken die kerk gereformeer, met ander woorde die kerk terug na die woord. Hou aan om te reformeer. Beteken hou aan om amper daagliks te moet terugbeweeg na die woord. Dis die lese van die reformatie. En dit is ook wat eintlik wat gereformeerd behoort te beteken. Gereformeerd het 'n vloekwoord geword in die tyd waarin ons lewe as gevolg van sommige snaakse leerstellings. Maar gereformeerd beteken terug na die woord. So, die kerk gereformeerd, hou aan om te reformeer. Eenvoudig gestel, die kerk wat teruggegaan het na die woord, moet aanhou om terug te gaan na die woord. Is dit nie pragtig nie? Dis werklik aangrypend. En dit is die geheim. En die les vir ons, bly in die woord, in jou daaglikse omgang met die Here Jesus. Laat die woord jou korrigeer, laat die woord van God jou troos, laat die woord van God jou reinig, laat die woord jou voetstappe rig, laat die woord 'n lig vir jou pad en 'n lamp vir jou voet wees. En jy sal groei in heiligmaking. Dis 'n uitvloeisel, 'n natuurlike uitvloeisel. Maar in die tweede plek, wandel in waarheid. En dit bring ons by die proses van heiligmaking. Ons is geanker in die woord. Vanuit die woord ontdek ons waarheid en ons lewe in die waarheid. En dit help ons in die proses van heiligmaking, want heiligmaking is nie 'n eensklapse ding wat net 1 sekonde in jou lewe kom doen die Here die werk van heiligmaking en nou is ek die res van my lewe sondeloos volmaak nie.
Dit moet 'n proses wees wat daagliks, oomblik vir oomblik in ons lewens voortgaan. In Johannes 8 vers 32 het ons hierdie woorde gelees waar die Here Jesus sê, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Ons moet in die waarheid wandel. As ons net so vir 'n oombliekie teruggaan na die Joodse leiers toe wat Jesus in 'n struik probeer vang het met Moses. Wat was hulle probleem? Hulle het nie in waarheid gewandel nie. Hulle het gedink hulle die waarheid, maar hulle het nie die waarheid geken nie. Hulle het nie in die waarheid gewandel nie. En daarom hierdie verskriklike dwalinge waarmee hulle vir hulle besig gehou het. Ek is nou weer by u. Ek raak nog steeds die ding gewoond. Dit is interessant hoe argumenteer hulle met die outeur van die woord, né? Die een wat die weg en die waarheid en die lewe is. Hulle argumenteer met hom asof hulle dink hulle weet meer as hy. As ons kyk na 8 vers 33, net gou vinnig loer hierso. Hulle antwoord hom, ons is die geslag van Abraham en het nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê u dan vir ons, julle sal vry word? Nee, hulle argumenteer met hom, hulle stry met hom, hulle dink hulle weet beter as hy, maar eintlik sit hulle in geestelike gevangenskap. Hulle is met kettinge gebind. Kettinge van onkunde, van dwaling, van sonde, van die verkeerde verstaan van die wet, wettisisme, van bygeloof. Wat 'n verskriklike toestand waarin die geestelike leiers van Israel hulle bevind het. Maar hulle het hulle self regverdig. Hoe kan u vir ons sê dat ons slawe is? Ons is nog altyd vry. Ons is kinders van Abraham. Dit was presies dieselfde in die tyd van Luther. Die kerk was in kettinge gebind. En al hierdie dwaalleringe wat ons nou klaar ek gaan nie weer daaroor praat nie. Hulle het almal wat die kerk gekritiseer het op brandstapels verbrand. En vandag sê ons Here Jesus vir ons, my kinders, bly in my woord. Dan sal julle die waarheid ken. En as julle in die waarheid wandel, wat nie net kopkennis is nie, maar wat hartskennis is, dan sal daar 'n transformasie van julle harte plaasvind. Dan sal ek julle verander in die waarheid. En ek sal julle vorm na die beeld van die Here Jesus, die Heilige Gees wat dit sal doen. So kosbaar dat u en ek in die waarheid kan lewe. En dis wat die reformatie kom doen het. Dit het die waarheid herstel waar die dwaling geheers het. En so kom die Heilige Gees en kom herstel hy God se waarheid waar sonde en selfbedrog en selfregverdiging en al hierdie dinge in ons lewens op 'n stadium geheers het. Ons moet toelaat dat die waarheid ons lewens rig. Romeine 12 vers 1, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke, van julle gemoed. Hoe? Deur die waarheid van God se woord. Wandel in die waarheid. Dis belangrik dat ons vir onsself soms moet vra, watter leuns glo ek nog? Leuns oor myself. Is daar nog iemand in hierdie gehoor wat sê, ek is 'n baie goeie mens? Moenie dit glo nie. Ons goedheid kan alleen in Christus wees. Dis net hy en sy kragtige werking in ons en deur ons wat goed in ons tevoorskyn laat kom. Daar is nie 'n ding soos 'n goeie mens nie. Al is hy menslik hoe 'n goeie mens of sy. Leuns oor God. Daar's mense wat glo daar's sekere dinge wat God nie kan doen nie. Dis 'n leuen wat die duiwel in jou hart plant. God kan enige iets doen. Hy's tot alles, daar's niks wat hy nie kan doen nie. Leuns oor ander, daar's so baie dinge. Wandel in die waarheid en dit sal jou help in die proses van heiligmaking. En dan die laaste,
geniet jou vryheid in Christus. Dit gee vir jou die vrug tot heiligmaking. Ons vryheid in Christus gee vir ons vrug tot heiligmaking. Wat sê Johannes 8 vers 36? As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle halfpad vry wees. Is dit wat hier staan? As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Ek dink aan Romeine 6 vers 22, een van my gunsteling teksverse in die Bybel, waarvan ek duisende het. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde, kan jy hoor? Vrygemaak van die sonde, en diensbaar geword het aan God. Dis twee goed wat hand aan hand gebeur. Die oomblik as die Here jou vrymaak van sonde, dan word jy diensbaar aan God. As hierdie een ontbreek, dan gaan hierdie een nie uitwerk nie. As jy vrygemaak is van sonde, dan kom daar in jou hart hierdie oorweldigende begeerte om die Here te dien. Diensbaar aan God geword het. Hoor mooi, het julle vrug tot heiligmaking. Wat gee my vryheid my in Christus? Die vrug tot heiligmaking. So ek het ook nie hierdie punt uit my duim uitgesuig nie. Dit kom ook uit die woord van die Here uit. En uiteindelik die ewige lewe. Kan ek daai teks nog eenmaal lees? Nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle heel vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Dis die enigste rede waarom ek in die woord moet bly, waarom ek in die waarheid moet wandel, is om my vryheid in Christus te geniet, sodat dit vir my vrug tot heiligmaking kan wees. Kan jy onthou in die begin het ek gesê, ek gaan terugkom hierna, en ons moet waak om te praat van sukses in die geestelike lewe. Daar's nie iets so sukses. Ek kan nie suksesvol wees nie, maar ek kan vrug dra as die Here in my werk. As ek self probeer, dan kom daar plastiekvrugte na vore, kunsvrugte na vore. Dis goed wat ek self gemaak het. Maar as die Gees van God in my hart werk, deur die woord, deur die waarheid, en ek omhels my vryheid in Christus, en dit beteken ek is vrygemaak van sonde, en ek het diensbaar geword aan God, dan het ek my vrug tot heiligmaking. Ek wil gou vir die kinders 'n vraag vra. Wie van julle wat kinders is, weet wat is 'n vleer? Die Afrikaans van 'n vleer is 'n kuit. Wie van die kinders weet wat is 'n vleer? Steek hoog op julle hande as julle weet. Goed. Ek wil julle 'n vraag vra. Wie van julle het al 'n vleer gevlieg? Hoog op die hande. Goed. As 'n mens, die wind waai nou lekker en jy het 'n vleer en jy het baie lyn en hier gaan die vleer op en hy's deur bo in die lug en dit is so lekker om hierdie vleer te vlieg. Wanneer vlieg daai vleer op sy beste? As ek die tou in my hande het of as ek die tou afknip? Wat 'n kind wil vir my sê. Wat sê jy, Boeta? Ooh. Is jy seker? Dink gou nog 'n bietjie. Wat gebeur as ek die tou afknip? Dan val die vleer, dan gaan hy weg van my af, né? Jy kan 'n KitKat by my kom haal na die tyd, hoor. Goed. Verstaan u dat 'n vleer is eintlik vry wanneer die vlieger van daai vleer die tou in sy hand het. Dan kan hy hom bestuur en dan vlieg hy.
dan kan hy die strome en die wind en alles kan hy gebruik. As jy hom afknip, dan val hy, dan is dit verby. So, wanneer is 'n kind van God waarlik vry? Wanneer Jesus my vrygemaak het van sonde, en ek diensbaar geword het aan God, en God die tou van my lewe in sy hande het. Dis ware vryheid. Nie losbandigheid nie, nie tou afknip nie, nê? Dit is ware vryheid. Buite Christus is daar geen vryheid nie, maar in Christus is daar waarlik vryheid. En weet jy wat? Die einddoel van ons heiligmaking is nie slegs reinheid nie. Dit ook, dis 'n baie belangrike deel van heiligmaking, reinheid, om 'n skoon en 'n rein lewe te leef. Maar die einddoel van heiligmaking is om werklik my vryheid in Christus te beleef en te geniet. Heiligmaking is nie 'n stuk pligpleging wat ek moet doen en nou is ek onder hierdie swaar wet van moets en moenies nie. Dis om my vryheid in Christus te geniet. Ek is vry van die slawerny van sonde. Ek is vry van wettisisme. Die Here maak my vry van dwaalleer. Ek is vry van bygeloof. Ek hoef nie as ek cricket speel allerhande snaakse goed te doen, bygelowige goedjies nie. Ek is vry in Christus. Ek kan net eenvoudig uitgaan en gaan golf as ek wil cricket speel. Ek is vry om die Here te dien. Hierdie vryheid waarvoor Martin Luther hom beywer het, dis die vryheid wat die reformatie weer vir mense wou bring, die vryheid in Christus. Die vryheid van die evangelie wat nie beteken ons leef soos ons wil nie, maar dit beteken ons leef soos God wil. Dis 'n groot verskil, né? Ek leef nie soos ek wil nie, ek leef soos God wil. En dis die vryheid waarvoor ons as gemeente ons beywer. Reformatie van die hart, heiligmaking van die hart. Ons moet bly in die woord, wees geanker in die woord, want dis die bron van jou heiligmaking. Wandel in God se waarheid, want dit lei jou in die proses van heiligmaking. En omhels waarlik jou vryheid in Christus. Dis die vrug van jou heiligmaking. Luther het gesê, 'n Christen se hele lewe is 'n lewe van bekering. Dit beteken nie jy kom oor en oor tot bekering om oor en oor gered te word nie. Maar dis 'n lewe waarin jy jou daagliks keer na die woord van God. Daagliks vir die Here sê, Here, anker my opnuut in u woord. Help my dat ek in u waarheid sal lewe en sal wandel. En dis presies wat die reformatie van die hart is. Dis presies wat heiligmaking van die hart is. Dis volgens die woord, deur die waarheid, tot vryheid in Christus. Gaan u dit omhels? Kom ons gaan huis toe en ons gaan oordink hierdie boodskap en ons vra vir die Here, Here, help u my dat dit spreekend van my lewe sal wees. Dit sal u lewe radikaal verander. Godwaarts. Dit sal u lewe so maak dat die Here 'n glimlag op sy gesig sal hê oor u lewe. En ek dink u snap vanmôre, die geheim van die lewe is nie wat ek doen nie. Dis wat die woord van God en die Heilige Gees in my doen. Dis die geheim van lewe. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie boodskap vanmôre op Hervormingssondag kon aanhoor. En ons wil vir u vra dat u sal voortgaan met die hervormingswerk van ons harte. Nie 'n werk wat u van buite af ons soos klei wil druk nie, maar 'n werk waar u van binne af in ons harte deur die waarheid van u woord
deur ons vryheid in Christus, ons harte wil verander, ons harte wil transformeer. En dit moet en dit sal 'n uitwerking op ons liggame, op ons besluitneming, op ons doen en late hê. Dit sal maak dat ons waarlik deur die krag van u Gees heilige lewens kan lewe. Baie, baie dankie Here, dat ons hierdie woord vanmôre kon aanhoor. Ons wil ons lewens tot u beskikking kom stel. Ons wil elke een in hierdie oomblikke kom reageer op u woord. En ons wil vir u sê, Here, hier is ek. Kom en kom, anker u my in die waarheid van u woord. Lei my in die volle waarheid. Dankie dat die waarheid 'n mens vry maak en dat jy dan waarlik vry is. En as jy jou vryheid in Christus ontdek het, dan is dit jou vrug tot heiligmaking. Ag Here, hoe kosbaar is u woord, hoe wonderlik is u. Ons eer u, ons loof u, ons aanbid u in Jesus se kosbare naam. Amen.